Goeiedag geliefdes. Ja, hy is aangeskakel alweer saam met my, Professor Aubrey Burger, JCR MTS, follower van die Bouwpark. Wie of wat word jy? Wie of wat word jy, wil ek jou vra. Is almal op skooltyd. Dan is altyd gevra, wat gaan jy word eendag? As jy klaar is met skool. Of wanneer jy groot is, wat gaan jy word? Vandag se tyd kinders is hulle hierso in graad, kom ons gaan maar standaard 7, gee ek my ouderdom nou erg weg hierso. Ek dink dit is graad 9. Moet hulle nou al begin basies beplan en bepaal en hulle begin ons nou al hierdie fancy toetse en goed doen om te kyk watter rigting hulle sal kan spesialiseer, wat se vakke, want vanaf graad 10 af, as ek reg is, die ou graad 8 nou, moet hulle nou spesialiseer om die vakke vir hulle loopbaan vorentoe. Met ander woorde, hulle moet begin besluit wat hulle wil word eendag. En nou ja, baie ouers, eerste plek het net die fondse om daai toetse wat die skole aanbied, wat deur privaat instansies ingebring word, te kan bekostig nie. Dit is bietjie baie duur, hoor. Bietjie baie duur. Maar God sê vir my wie ek word. God sê vir ons almal wie ons word. Wie word jy in die gees? Want wie jy in die gees word, het jy nie nodig om vir psigiatriese, psigologiese of wat se toetse te gaan nie. Jy hoef nie vakke spesifiek te vat nie. Want die woord van God sê klaar vir jou wat jy is en wie jy word. My geliefdes, geestelike groei is 'n proses, punt nommer 1. En hierdie proses vat nie net 12 jaar nie. Hierdie proses is lewenslang. Is lewenslang. Hoekom? Want God gebruik alles in jou lewe, die goeie en die slegte, om by jou te dra tot jou geestelike groei. Dit alles dra by tot jou geestelike groei. Jy kan maar sê jou lewe is die kurrikulum wat jy moet volg. Die program wat jy moet deurwerk om te word wat jy moet word. Ons moet dus baie bewus leef, baie bedag wees op wat gebeur en waarom. Ons moet ons wording in gedagte hou, dat God besig is om met ons te werk en ons te verander tot voorwerpe van eer. Van eer. So, as ons dus teëspoed en probleme beleef, moet ons vra, Here, waarmee is jy besig? Wat is die doel? Watter lesse moet ek leer? Maar ons doen dit nie. Nee. Ons vra nie vir die Vader, waarmee is jy besig nie? Ons sê vir my, hey, los my uit, ek gaan nou maar eerder Satan duiwel toe, want hy gaan my nie so katas aan nie, nee. Ons vra nie wat sy doel is nie, want dit is nie my doel nie, so ek stel nie belang nie. Ons vra nie wat sy lesse moet ons jy uitleer nie, nee. Want ons is al mooi groot, ons is nie meer nodig om lesse te leer nie. Ons is so verkeerd. Geliefdes, as ons seën en voorspoed beleef, dan is alles mos reg, nee. Ons moet God se werk probeer onderskei, sodat ek en u sinvol daarby kan aansluit. Of dit nou slegte of die goeies is, volgens ons. Want onthou, alles wat God doen in ons lewens, doen hy ten goeie van ons. Baie keer dink ons, dit is ten slegte van ons. Op die manier groei ons in God se wil. Ons groei in sy wil in. Ons word gevorm, ons word gemaak, soos die pottebakker die klei vorm.
ons word wat God beoog wat ons moet word. En weet jy wat? Op hierdie manier werk alles in die einde van die dag ten goeie mee. Vra my. Die Vader het vir dekades gesukkel om my gevorm te kry. Want ek wou net nie gevorm gewees het nie. Maar daai is 'n getuienis wat ek nog op 'n ander dag met u sal deel. My nommer 076 479 7517. As jy moontlik my wil skakel, miskien net wil gesels. Jy meer is welkom. Tot volgende keer. Shalom.